Goeiemôre. Ek het laasweek met u begin praat oor die rol van 'n man as priester, profeet en koning. Dis jou verantwoordelikheid om die belofte wat God vir jou en jou mense gegee het, in besit te neem. Ek wil vandag 'n bietjie verder gaan. En ek wil ook vir jou sê dat baie van ons mans, en dis normaal, en ek dink ons almal voel soms so. Ek het verseker so gevoel. So moenie my nou oordeel vanoggend. As ek vir jou sê dat vir 'n groot deel van my lewe, ek het gevoel soos 'n verloorder. Ek het gevoel, ek is arm, ek het nie geld nie, ek kan nie gaan studeer nie, daar's nie geld nie, ek is nie gemaklik nie, ek voel 'n bietjie dom, ek is altyd onseker. My lewe het altyd vir my gevoel soos, ek mis dit net. Want my eie praat, my binnetoe praat, my eie beeld van myself, het ook verlossing nodig gehad. En dit laat my dink aan Gideon. Julle ken die storie in Rigter 6, waar kom die Here en hy praat met Gideon. En Gideon is op 'n lae plek, hy's in 'n gat binne in 'n lae plek waar hy wegkruip, want hy's bang vir die vyand. Hy's bang vir die lewe. Hy's bang om sy kop uit te steek. En miskien vanmôre voel jy in 'n gat, waardeloos, moedeloos. Maar die Here stuur sy engel, en wanneer die Here 'n engel stuur, beteken dit daardie engel praat vir die Here. Hy praat soos die Here. En hierdie man kom by Gideon en hy sê vir hom, "Hey, dapper held." En die gebare is dapper en held, dieselfde gebaar. So ek gaan bietjie anders maak. Ek gaan sê, dapper man, ware man. En hier hy sê vir hom, hy sien vir hom as 'n dapper man. Hy sê, Here, my familie is bietjie laag. Ons is nie bekend nie, ons is nie belangrik nie, ons is maar 'n ou groepie, ons is lae mense. En van hierdie lae mense, ek is eintlik onder. Gideon sukkel om homself te sien as 'n persoon wat kan ontvang en kan doen wat die Here wil hê. En dis sonde. Dis sonde om oor jouself te dink, ek kan nie. Dis sonde om te dink, ek is te min, ek is nie waardig nie. Jy's nie waardig in jouself nie, daar's jy reg, maar in Jesus Christus, met God se woord en sy gees in my, moet ek dapper wees. Dan is my verskoning van ek is laag, ek is min, eintlik sonde, want ek sê die Here kan my nie gebruik nie, en die Here wil jou gebruik. En hy sê vir hom, jy moet gaan in hierdie krag van jou. Jy moet gaan en jou mense verlos uit die hand van die vyand. Want dis ek wat jou stuur. Hier is die krag. Die oomblik wanneer God my stuur, die oomblik wanneer God met my praat, om iets te doen, is dit die krag wat ek het, want nou, omdat dit God se wil is, kan ek staat maak op sy woord, kan ek staat maak op sy krag, kan ek staat maak op sy tekens, sy wonders, en dis presies wat in die storie van Gideon gebeur het. Hy het in hierdie krag van God in hom, het hy gegaan, en hy het oorwin. Hy met 'n handjie vol, 300 manne, en ek wil nou nie daai storie vertel nie, maar ek wil vir jou sê, dat hou op om te dink, ek is aan die verkeerde kant van die spoor.
Ek is aan die verkeerde kant van die dorp. My familie is arm, my mense, en ek is nie belangrik nie. Vandag staan jy op in hierdie krag van die Here, en jy gaan en jy word 'n verlosser, jy word die boodskapper van hoop vir jou mense. Want dis 'n man se rol, dis 'n man se verantwoordelikheid. Paulus skryf so mooi. Hy sê in 1 Korintiërs 13, julle ken almal 1 Korintiërs 13. Dis die stuk van die liefde. Nee, die liefde is geduldig, dit skinder nie, dit praat nie kwaad nie. Maar hoor mooi. Hoekom sal Paulus hierdie stuk waar hy verduidelik, liefde is so, en dan sê hy hieronder, hy sê in vers 11, hy sê, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, gestry, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind afgelê. Hoe is 'n kind? Ek is nou 'n oupa en my kleinseun het nou die dag 1 jaar oud geword. Baie trots. Dankie Here, hy is so oulik. Maar hy is selfsugtig. Hy huil net wanneer hy wil. En hy huil tot hy aandag kry. Hy wil nou eet. Hy is nie geduldig nie, hy wil nou. Hy gee nie om of ons, of my dogter, of my skoonseun, of ons is besig nie, hy wil nou. Want hy het nou 'n behoefte. En dan skree hy nou. Want hierdie woord wat Paulus gebruik vir kind is presies daardie woord van, dis eintlik soos 'n baba. En baie mense, baie van ons, is soos kinders. Ja, die Here moet nou vir my gee. Die Here moet nou vir my sorg. Die Here moet nou vir my voorsien. As gaan ek skree, gaan ek kan nie onthou wat is die gebaar vir tantrum, maar is iets soos want die Here moet my nou help. Paulus sê ek het groot geword, nou dat ek 'n man is. Maar die Engelse vertaling sê, but now that I've become a man. Daardie become, daardie woord, is amper dieselfde woord as, nou dat ek wedergebore is as 'n man. Met ander woorde, ek is gebore as 'n babatjie, maar nou is ek wedergebore om 'n man te wees. Nou werk my kop anders. Nou verstaan ek dat God in my ander mense se behoeftes voorsien. Ander mense help, ander mense omgee, genade gee, nie sleg praat nie. Dis wanneer hy sê, ek het 'n man geword. 'n Man wat nie meer so fokus op myself nie. My fokus is God. My fokus is om in God se teenwoordigheid te kom. En soos ek laasweek verduidelik het, om met hom te praat oor my lewe, my mense, my dinge. Om by hom te hoor, wat is sy standaard, wat wil hy hê? En dan na my mense toe te gaan en vir hulle hoop te gee. Dit is hierdie geloof en hoop en liefde. Die grootste hiervan is die liefde. Geloof as 'n priester wat na God gaan en sê, Here, ek glo U, ek vertrou U vir my huis en my mense. Profeet wat uitkom en sê, mense, daar's hoop. Die Here sê, ons kan of ons moet wag of wat ook al. Daar's 'n standaard, as ons dit volg, gaan ons oorwin. En dan die liefde. Hierdie liefde is 'n liefde van gee.
Terug by laasweek se storie oor die koning. 'n Koning se belangrikste werk is om te voorsien. Nie om te vat nie, om te gee. Om te sorg dat daar is om te gee. Daardie soort liefde. Want jy sien, wanneer ons met geloof na God toe gaan, en ons bring hoop vir ons mense, en ons gee vir hulle uit ons liefde, dan word God verheerlik. En wanneer God verheerlik word, seën hy. Ons wil daar begin, Here, U moet my seën. As U my nie seën nie, ek glo nie, ek verhouding nie, ek kwaad vir U. Nee, andersom. Wees 'n man van God en sien hoe God nie net jou behoefte nie, maar ook die behoefte van jou mense voorsien. In liefde. In homself, want God is liefde. Mag die Here ons help om nie onsself so jammer te kry nie. Ek bid vir jou as jy swaar kry. Die beste ding wat jy kan doen, moenie redeneer soos 'n kind nie. Here, U moet. Nee. Gaan as 'n priester, 'n profeet en 'n koning en sien hoe jy oorwin. Al lyk dit asof jy min het. Amen.